Die title wat ek vanoggend wil met julle oordeel is, julle het al gehoor van as daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie. Nou, en wat dit beteken is dat soos iemand sê maar vertel iets en maar dis nie 100% die waarheid nie. Hy sê ag, daar's 'n rookie is, ek dink daar's 'n rookie daar, so daar's ietsie wat hy sê wat nie heeltemal waar is nie. Daar's 'n bietjie van 'n rookie. Dit beteken daar's 'n vuurtjie. Daar's actually regtig waar 'n leuen daarso. En so ek wil hom net so bietjie op sy rug draai en agter sy voor omdraai. So die title van my message is waar daar 'n rookie is. Party mense sê mos rookie, môre. Waar daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie. En wat ek van praat van waar 'n rookie is, ek praat van iemand het nie alles put together nie. Het nie soos man, ek is 'n rookie. So ek staan voor julle vandag. I'm not a professional at this. I never want to be a professional. En die een van ons moet wees like, man, I have arrived. Even Paulus het gesê, ek het nie arrived nie, maar een ding weet ek. I need to let go, to lay hold. 'n Paar dae gelede Sondag het ek voor die kerk in Malmesbury gestaan. Ek het my beloved kerk wat ons geplant het, ek het vir 'n jaar lank 2 kerke gelei. En ek het lief geraak vir hierdie kerk in Malmesbury. And loved it deeply. En ek onthou ek in Desember kom ek terug van vakansie af by Malmesbury. Ek onthou, ek stap daar en ek begin die ouens net te hug. En ewe skielik voel dit soos liefde wat uit my uitgetrek word, soos 'n intense liefde, soos 'n like wat het nou gebeur, Here? En die Here sê toe vir my dat of hy remind van die storie waar hy in die crowd was en hy vrou met die issue of blood het hom gevat en toe sy hom vat, toe sê who touched me? Daar's power wat my gelief het. En ek het gevoel hierdie love of the Holy Spirit, Romeine 5:5 wat vir ons sê he poured the love of the Father into our hearts. En ek het hierdie deep love vir hulle en ek voel net hoe dit draw van die liefde en ek vra vir die Here, wat is hierdie? En ek voel die Here sê vir my hierdie ouens van die Here add nou hierdie lekker ragamuffins, hierdie like as in soos Dawid se army, like willebosbeerbaarde en die Bybel sê hulle kon met 'n slingervel gooi links en regs. En was hierdie faces of lions. Ek bedoel ons dames is beautiful like dames. Ek refer na die mans as ek praat van hulle faces was like lions. Hulle is hardcore. Dis ons ouens. En ek het hulle inniglik lief gekry. En die Here sê toe vir my, hulle was al baie voor goed gepreek. Hulle was in baie plekke goed gelei, but they haven't been loved well. En ek sê dit because I am a man, this is my greatest prayers wat ek pray, is God that you would fill me with your love. Dis seker wat oor my lippe gaan, meeste van my praying tyd. En die Lord doen dit, en ek feel that I could love them deeply, man, Sondag. Ek sê die week voor en 2 weke voor het ek gesnik huil, waar ek weet, I'm awaiting daardie moment that I'm going to hand over this church. En ek het voor die kerk gestaan en ek was gevoel soos 'n wedding. Ek het hierdie speech gedoen en ek het die kerk encouraged to give themselves. En toe het ek die nuwe lead gesê, love her well. I've given my everything. Ek het niks terughou nie. I gave everything. I was poured out. Now love her. Love her deeply. And it was my prayer. En ek gesê, Lord, dit is great as ek kan 'n cool message spreek, is great as allerhande goed te doen, but let him love her well, God. Let him love her well. En wanneer die love of the Father in jou inkom, man, it changes you. That you would love each other deeply. En dat en weer terug na my notes, ek bietjie afgedwaal. En dit is like vir ons to stay 'n rookie, want waar daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie. En dat ons onsself so posture, nê? En ek dink aan Moses, ons gaan nou 'n lekker unpack van Moses, 'n rookie. Kom hy en hy encounter Jesus en sy lewe, hy encounter God en sy lewe is verander vir altyd. So, wat is 'n rookie? 'n Rookie is soos 'n novice, dis 'n beginner. Hy het nie baie experience nie. En jy kan nie baie van hom verwag nie. En so ons moet hierdie truth and tension hou. En ons kan eerste skrifgie is hierso in Matteus hoofstuk 18 vers 3 en dit is like a beautiful scripture. En is in Engels hierso. It was actually incredible. Ek lees nog my Afrikaanse Bybel, my 83 nommertjie, maar aan die begin van die jaar het die Here na 8 jaar vir my gesê, tel op jou Engelse Bybel en is like ek gaan hom nou lees en ek is nie great met hierdie nie. En die Here sê, begin hom weer te lees.
En ek lees hom nou weer. So hierdie scriptures is nou in Engels, maar ek sal ook so vertaal as wat ek aangaan. And it says, surely I say to you, Jesus praat, and hy sê, unless you are converted and become as little children, you by no means enter the kingdom of God. So om hierdie rookie te wees, dit is soos om 'n kind, jy kan hom nie te veel load nie. Hy het sekere responsibilities, miskien tot op sy age group kan hy sekere responsibilities handle, but jy kan hom nie like adult responsibilities op hom load nie. So to be a rookie is vir my om te wees like, to be like a child. It's like, God, I'm going to trust you. I'm going to trust you again. En van ons het die vuur van die Holy Spirit al so gebrand in jou lewe. En daar was 'n tyd wat jy miskien die gospel radically geshare het. En jy het miskien, jy het ouer geraak en you've lost it. En jy is nie meer daai plek waar jy fervently is vir die Here nie. Maar die Here has your number. Hy is besig om jou hart te stuur. En hy is besig om my hart te stuur. Joh man, ek myself weerhou om rabbit holes. Ek sien net al hierdie goeie wat ek wil afgaan, maar ek gaan myself weerhou hierso. Maar truth het altyd tensions, wat ons gehoor het in Hebreërs 5 van vers 12 tot vers 14 sê dit vir ons hierdie. So ons moet aan die een kant met ons kinders wees, maar aan die ander kant, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For anyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who are by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So daar is hierdie van, we need to be a child, but we also need to mature in the Lord. En as nog eens so daar is vir ons hierdie truth and tension, waar ons moet weet, like man, I need to remain a rookie. Not that I have arrived, but yet I need to grow, and I have to become mature in the Lord. So waar is ek op pad hiermee? Ons kan solank ons Bybels oopmaak by Exodus hoofstuk 4. Maar in my tye, of dit nou waar ook al ek gaan, en ons het lekker braai tye, en met tye ouens sien ek braai met gas, soos gasbraaiers, ek weet dis teleurstelling vir meeste van ons hierso, maar dan ander ouens wat hulle houtjies pak, hulle pak hom soos een van die igloos, en ander ouens pak hom die hout in 'n sekere kriskras, en elke hout maar sy way, en die een ou staart sy vuur met ou teesakkies wat in die parafin gelê het, en 'n ander ou doen dit met gas, en 'n ander ou doen dit met blits, en elke hout maar sy verskillende ding. So my hart is, as ek praat van om 'n rookie te wees, waar daar 'n vuurtjie is, ek trust dat die Lord ons as rookies voor hom gaan aan die brand steek, that will take the gospel, soos wat ons gehoor het vandag. Maar, en ons gaan dit vat na ons neighbor toe. Ons gaan die gospel vat na ons familie toe. Miskien sit jy hierso vandag en jou familie is unsaved, and they need to hear. En ek trust dat die Holy Spirit gaan ons harte stuur om hierdie gospel uit te vat, en hy het al klaar begin stuur. So daar's baie ways om die gospel te share, en ek gaan nie volgende kyk na 'n spesifieke way om die gospel te share nie, maar ek wil agter die hart kyk van hoekom is die gospel share. What do we need to see voordat ons hierdie beautiful gospel van ons share? So daar's verskillende metodes om die gospel te share. Dis is verskillende metodes om 'n vleisie te braai, maar solank die vleis gaar kom, solank we're reaching those that are lost, dat ons nie comfortable raak in waar ons nou is nie. Kan ek vra, is enige iemand in die plek wat in die laaste jaar born again geraak het? Is enige iemand in hierdie jaar? Awesome. Yes, awesome. Yes, ja. Ja, dis great. Ons was nou dag by Reiseplaas, en ons het daar gesit, en ons om die tafel gesit, en ons share, en Heinz share sy testimony, en in daai oomblik vra Cliff, is enige iemand wat Jesus wil aanneem?
En Jasper van die Nederland, al die pad van die Nederland, kom hy Suid-Afrika toe, om sy hart vir die Here te gee. Hy sit daar agter, felle vertolkte vir hom, en dis amazing, Jasper, net wat die Here in jou lewe kom doen het. En ek was overwhelmed toe ek daar staan, en ek sien 'n sinner turn from his ways, waar hy repent voor die Here, en hy invite Jesus in. Dis die greatest miracle, die greatest, wanneer iemand tot salvation kom. So daar's 'n paar maniere wat ons die gospel kan share, wat ons mee miskien familiar is. Die eerste een is ons friendship evangelism. Dit is vanselfsprekend. Ek weet nie of julle geleef het in die tyd van die traktaatjies. Onthou julle die traktaatjies, daai gospel tracks wat ons traktaatjies uitgedeel het. Ek het gesave geraak in die traktaatjie era. En dan gaan evangelisers op die straat en dan staan ons daar so voor die nagklubs daar in Port Elizabeth. Hierdie klein chokkertjie. Ek is 16 jaar oud en ek staan net daar en almal is langer as ek en ek deel net traktaatjies uit en share so die gospel. Dis incredible. En maar ek het lanklaas 'n traktaatjie gesien. Ek weet nie of daar nog sulke goede bestaan nie. Ons het events waar die gospel geshare word en ouens kom tot salvation. Ons het even ouens wat ek sien dit nou weer opflair en dit is straatpredikers. Maar in die ou dae het die ouens op die straathoeke gestaan en hulle het hulle longe uitgeskree. Jy kon skaars hoor wat hulle sê en ek het gewonder hoe effektief dit is. Maar wat ek sien deesdae wat gebeur reg oor die wêreld is waar ek sien ouens hulle doen apologetics. Soos hulle gaan staan en hulle vra mense moeilike vrae. En die ouens het hierdie debates en van die ouens kom tot salvation en bekering is gebeur en deliverances en alles sommer daar op die straat wat incredible is. Die een persoon het gesê en hy's nogal bietjie uit konteks uit, maar ek gaan hom so bietjie intention hou vandag. En dit is wat ons al gehoor het is preach the gospel and when necessary use words. En daai ding het so in mense se harte ingekruip dat hulle gesê het ek gaan nie met die gospel preek nie. Ek gaan hom net lewe en dat mense net Jesus in my sien. En ons moet nou daai truth intention hou. So kom ons kyk miskien waar sien ons iets soos dit en dit is Matteus 5 vers 16 en dit sê dit vir ons. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So hierdie scripture het iemand gevat en absoluut net one-sided gehad. Het was nie getension aan die ander kant toe nie. Dis net, just let your light shine, just lewe before men, that they would see your good works and give glory to your Father in heaven. En dit is definitief waar, maar hierdie is die ander kant van die tension. Romeine 10 vers 14 en vers 15, wat hierdie vir ons sê. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? It's like iemand wat die gospel deel. And how shall they preach unless they are sent? En ons het gehoor, Matteus 28, go therefore, as it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. So ons moet gaan, ons moet preach, ons moet die gospel uitbring, maar ons moet ook so lewe voor die mense, that they can see our good works, and that they would glorify Jesus Christ. Nou op pad hierna toe, het ons op die grondpaaie gery, en baie plekke, ek dink dit was Dinsdag gewees of Woensdag, ek kan nie mooi onthou nie, was daar hierdie plasse water in die pad. En dan ry jy, en dan sien jy so spoor, jy volg aanhou so spoor. En jy sien die spoor, en dan sien die spoor eindig hier, by die water, en dan gaan die spoor weer die ander kant uit. En het het soveel confidence gegee om te weet, daar's 'n ou wat voor my wat al hierdie ding gedoen het, dis okay. Of as daar los sand, en jy volg die spoor, en baie keer het ek gekyk, waar is die spore, dat ek net 'n spoor kan vang, en dat ons hom kan ry. En ons wil hierdie ding doen. So ons kan voor ons uitkyk en sien, wat het die Here al gedoen, wat vir ons great confidence gaan doen. So as ons nou hierso blaai na Exodus hoofstuk 4 toe, en ons kan sien wat die Here hierso kom doen het in Moses se lewe, wat ek voel vir ons 'n baan is, wat ons in kan volg. En dis nie 'n formule wat ons net kan, we're not going to just copy and paste this, but it's beautiful in Exodus 4. Maar Exodus 4 word gebou op die fondasie van Exodus 3. En Exodus 3 is waar Moses, hy's besig om te kyk na Jethro, sy father-in-law, kyk hy na sy skape. En hy's besig om te loop en ewe skielik is 'n bos wat aan die brand steek. En hy ontmoet God en God praat met hom deur hierdie bos.
En hy praat, ons gaan nou van vers 1 hoofstuk 4 kyk. Maar, en hy het 'n encounter daar met God, that changed him. As jy bietjie gaan lees oor net Moses se lewe, hoe in Farao se lewe as hy groot geword het, en daar was 'n arrogansie in hom gewees, as jy lees van sy lewe, en ewe skielik kom hy by 'n plek uit, waar hy God ontmoet, en God het hom al kom vrymaak van hierdie arrogansie, maar voordat God hom stuur, is wat God ons wil in die nasies instuur, is wat God jou na jou buurman toe wil stuur, God wil jy na jou college toe stuur, na jou werk toe stuur, wherever hy jou heen stuur, wil He wants to meet with you. He desires for you and me to meet with him. So hier tel ons op met Moses, hierso is hy in hoofstuk 4, en God praat met hom. En dit sê hierdie, then Moses answered, hy answer God, en hy sê, but, God sê vir hom, gaan nou terug, en gaan maak my mense vry, en God sê, en Moses sê vir God, but suppose they will not believe me, or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you. Imagine net, jy gaan share die gospel, en ons is baie keer bang, hoekom share ons baie keer nie die gospel nie? Want ons is miskien bang, mense gaan ons nie glo nie. Gaan mense jou glo, dat daar's 'n Jesus, baie mense question die Bybel, so jy kan nie eens die Bybel bring en sê, maar die Bybel sê, dit en dit, en dan sê hulle, but ek glo nie eens die Bybel nie. En baie keer is ons bang om ons faith te share, want dit is like, will they actually believe this? Baie mense noem dit 'n fairy tale. But we go met hierdie beautiful treasure in ons. But first, voordat ons go, we need the messenger, we need hierdie fire that needs to burn inside of us. En ek wil ons encourage, man. Meet with Jesus. Seker die laaste jaar is seker die heavieste weight wat ek in my lewe voel ek gecarry het, toe ek die 2 kerke gecarry het in my hart. En Paulus skryf daaroor, en hy sê, hy het hierdie great concern. Broer, hy praat van, hy slaap, hy baie nagte slaap en hy eers nie, en hy's honger, en hy's kaal, en hy word gepersecute en alles. Hy sê, and then still a deep longing, deep concern for the church. En as 'n pa moes ek nog seker maak die gras word gesny en die kar moet gewas word en goede moet betaal word en my kinders gaan deur tienerstaf en my dogter met haar werk en my jongste seun wat in die hoërskool is en dit is peer pressure en is hierdie en 'n selfoon en al hierdie goede navigate en met my eie frailties and on top of that a deep concern for the church. Maar weet julle wat het my gehou? Elke oggend opstaan wanneer die huis stil is to go and meet with Jesus, because I know if I don't meet with him I will not survive. I cannot carry this load. And that ons fleshly arrogance kan ons dink I can do this because I've done this before. En om voor julle vandag te staan, dis soos my hart is soos in the Lord Jesus, like Lord would you speak through me, God? En jy sien jou eie frailties. Ek moes 2 keer hierdie naweek repent. Soos in my eerste was donderdag by die elderstydjie, moes ek repent. Die Here wys my iets uit. Ek sê, "O Here, ek is so jammer. I'm slow to respond." God het gepraat and I didn't respond. I was like, "Lord, ek is sorry. Ek is so jammer." En gisterand weer. Ek sit hier voor en die altaar gaan uit. En in my hart, die Holy Spirit kom my, hy sê staan. En ek begin redeneer by myself. Moet ek staan? Maar ek wil nie staan want almal staan nie, maar ek wil ook nie dit en ek redeneer myself. Ek redeneer myself uit die staan uit. En ek bly sit. En die Holy Spirit sê vir my, Konrad, jy moes gestaan het. En ek gaan gisterand huis toe, ek's in my kamer, ek sê, God, I am so sorry. God, I've missed you twice. Soos in, Lord, donderdag mis ek jy, Vrydag mis ek jy weer, like God, it's like, and then you give me this beautiful privilege of kom staan voor julle en present die gospel. En ek wil vir julle sê, die Here gebruik ouens wat nie alles put together het nie. Ons is rookies, man.
We are mature in certain areas, man, but our certain areas that we should remain children. We should remain before Him. So dit was beautiful net om die Vader se grace te hoor. Hy sê, yes my boy, jy het my gemis, but ek forgive jou. Let's do it again. En vanoggend het ek gesê vir die Lord, want aan 'n altar call is God. Ek gaan hom nie mis nie. Hy het 'n altar call vir die vrouens. Lord, ek gaan opstaan vir ek gaan opstaan, ons naam is my vrou, maar vir ons staan ek op whatever die altar call is, Lord. En ek ken nie wat almal vir my dink nie. Dis ek lei daar ou nie gemeente nie, is hy hoekom staan hy nou? Hy shame. Maar toe die altar call uitkom, dis ek met alle conviction in my heart is God. Lord, I'm not going to miss you this time, God. Lord, we're going to do this together. Your son, God. I'm your boy, God. I'm forgiven much, God. Yo, ek raak so excited. Ek spoeg sommer. Ja. So hierso is dit en encounter Jesus. Man, my seun, hy word 18 oor 'n paar weke, né? So 'n paar weke gelede sê hy vir my, pa, net om vir Felle te help, pa, dad, pa, en hy sê vir my, pa, kan ek met jou in die oggend quiet time hou? Sê ek, oh man, so elke oggend, ek staan op, 5 uur is my tyd, elke liewe oggend, en ek gaan spandeer tyd met Jesus, en 6 uur maak ek hom wakker, gaan maak ek Marilyn ook maak wakker, met 'n koppietjie koffie elke liewe oggend, dan begin sy 'n quiet time, dan vat ek Keanu, my 17-jarige seun, dan gaan sit ons, and then we meet with Jesus. Like as in, en hy lead ook worship in die kerk, maar vandat hy begin tyd spandeer het met die Here, as in, we pour our hearts out, vulnerable before the Lord, crying out to God, spend in the scriptures, man, ons is so in love met Jesus, sy worship is soos in, what's happening, my boy? Dis is in, hy het gaan van liedjies sing, na, like leading us, from a place of intimacy, en dit is wat gebeur, wanneer ons tyd spandeer met Jesus, en ek wil vir jou encourage, waar jy voor die Here gaan vulnerable, gaan soos Adam en Eva reg in die begin, sonder vye blare, gaan na hom toe, en jy sê like, Here, like, as in, jy probeer hom nie te impress nie, want ons kan hom nie impress nie, jy sê, God, so wat ek gisterand die voorreg gehad om te sê, God, I've missed it again, God, en jy gaan voor die Here en sê, Here, ek voel, Here, soos 'n lafaard, ek share nooit die gospel nie, ek is gemaksig, ek is jaloers, ek is afgunstig, Here, ek is sonder faith, God, ek lees my Bybel, jy kan sien, ek sien Jesaja, dag 240, ek lees my Bybel van voor tot agter, but God, I desperately need you, and I love you, and I want you, and I need you, en ons niemand anders besides U nie, en jy pour jouself, ek sê vir jou lewe sal nie meer dieselfde wees nie, I'm telling you, as you meet with him, so hier is ons Moses, en hy sê toe vir hom, vir die Here, en hy meet with him, en die Here sê vir jou, meet met die Here, dan gaan die Here sê, go, en dan tel ons dit op in vers 2, en die Here sê vir hom, hy sê, Here, nee, ek kan nie gaan nie, die Here sê vir hom toe, what is in your hand? En hy sê 'n rod, en die Here vra vir jou, wat is in jou hand? Wat is in jou hand? En ek love hierdie ding, en ek is actually bly ek het die Engels gevat, want vir my, Matteus 4 vers 19, sê hierdie vir ons, en Jesus sê vir hulle, follow me and I'll make you fishers of men. So die Here, God vra toe vir Moses, wat is in jou hand? En hy sê, dis 'n rod. En dan sê die Here, hy gaan ons vissers van mense maak. So ek love it. Dis like, wat is in jou hand? Hoe kan ek vis vang? Die Here sê, ek gaan jou vissers van mense maak met hierdie rod. Wat is in jou hand? 'n rod? En wat is hierdie rod? Kom ons kyk 'n bietjie, wat is in jou hand? Wat kan jy gebruik vir die gospel? Nou is incredible stuff. Weet jy dat jou stokperdjie
is 'n rod in jou hand. Ek weet nie of scrapbooking nog 'n ding is nie. Glad nie vir my nie, het was nooit gewees en ek weet of dit ooit sal wees nie. Maar miskien is hier so iemand wat miskien scrapbooking is of 'n hekelklub of 'n motorfietsklub or whatever the case may be. Even 'n snorklub. Ek loop verby 'n skool en die ouens staan by die skool, hulle sien my, ek hoor net die ouens sê like, "Joes. Chikou se snor," maar daai dag het ek hom gestyl, pappa. Ek het hom soos generaal Hertzog, maar hy het hom so gestyle, nê? En die ou sê vir my, "Joh, Chikou se snor," en ek hoor dit, hier's my oop deur. Toe gaan share ek die gospel as gevolg van my snor. Gebruik enigiets. Ja. Gebruik jou stokperdjie of gebruik jou eysterperdjie. As in die motorfiets. En ons gebruik dit. In my neighborhood. Sien nou wat hy sien my op en af ry en hy sê toe vir my, sy ma kontak my en sê vir my, "Jog, my seun het hulp nodig. Hy's 'n tiener. Hy het hulp nodig. Ek hoor jy's 'n pastoor, kan jy help?" Ek sê ek's daar. En weet jy wat een van die ways hoe in sy hart gekom het? Yes, my oom ry mos nou 'n nice motorfiets. Ek het gehoor GS staan vir geen sand nie, oom. Hey, pas op vir jou boeta. Dis nie, mens praat nie so van 'n GS nie. Maar die motorfiets hart oopgemaak. Dis soos 'n gebruik wat jy het. Wat is in jou hand? Miskien is jy super hospitable. Nooi mense in. Check hierdie skrif. Dit is 'n crazy skrif. Check hierdie in. Lukas 16 vers 9. Check wat hierdie ene sê. Jo. And I say to you, make friends for yourself by unrighteous mammon. Maak vriende met mense, met jou blare, met jou ching, met jou bucks. Like, man, ek het nie baie geld gehad nie, maar ek het al mense ge-invite, dan sien ek in die straat en sê ek, "Hey, kan ek jou stiek vir 'n koffie?" Dan sê dit like, "Free koffie, nice." Dan het ek met hulle gesit. Vreemdelinge. Dan share ek met hulle my storie. Maar ek gebruik my cash om dit te doen. Of sê vir ons, "Kan ek jou stiek vir 'n meal?" Dis like, wie sê nee vir 'n free meal? Moenie jou hand opsteek nie, want dan gee jy my example, like, kelder, jy moet like, wie sê nee vir 'n free meal? Like, wat is in jou hand? Weet jy wat, miskien is jy net 'n lekker mens. Miskien love mense net om by jou te wees, wat is in jou hand? Jy mag miskien nooit Leap toe gaan nie, jy mag miskien nooit na 'n Bybelskool toe gaan of SATs doen, like, allerhande sulke goed in die, but wat is in jou hand? Kyk 'n bietjie. Miskien as jy mag nie, mense love dit net rondom te wees, gebruik dit. Miskien as jy by die werk, en mense kyk op na jou, en jy kan daai influence wat die Here vir jou gegee het, kan jy gebruik, in 'n godly manier, nie in 'n ungodly manier nie, maar in a way that they would listen to you. En hulle sien nou, ek onthou my pa was 'n bank manager gewees, dan in die oggende, dan roep hy sy staf en sê, ons gaan begin bid. Nadat hy sy hart aan die Here gegee het, dan sê die ouens, hulle wil nie vir die bankmanager nee sê nie, dan gaan hulle in sy kantoor, dan bid hulle. Dan lei mense na Jesus toe, in sy kantoor. Is dit nie great nie? Wat is in jou hand? En vra vir die Here, Lord, what is in my hand, God? Wat is in jou hand? En dan sê die Here vir hom in vers 3, so heel eers sê ons encounter Jesus in ons quiet place, en dan vat hy wat jy het, en jy bring dit. En toe sê, in Exodus hoofstuk 4 vers 3, toe sê die Here vir hom, nou dat wat in jou hand is, daai rod, hy sê, cast it on the ground. So he cast it on the ground, it became a serpent, and Moses fled. En wat het jy? En daarso is iets, miskien is dit gebruik die eksempel van jou influence. Miskien is jy 'n influencer. Jy praat en almal luister in 'n kamer. En die Here wil hê jy moet dit voor hom kom neersit. And as you put it in front of him, hy skyn sy lig op dit en jy sien die potential dat daai ding actually jou kan wegvat van die Here af. Is wat Moses weghard het van daai ding, that it's in his hand, dat ons na daai ding moet kyk en sê, I see the danger of this, God, but would you redeem this, oh God? What's in my hand?
Wat ek 'n voorbeeld gebruik het van unrighteous man in jou geld, en jy kan sien die potential that it can take your heart away from God. But God comes and he redeems it. En dan, so hy het weggegaan van dit, en in the light of God, you see that thing. En dan die volgende vers sê God vir hom, then the Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail. And he reached out and he caught it, and he became a rod in his hand. En die Here gaan daai ding vir jou redeem, wat ook al dit is. Wat ook al dit is. Miskien het jy 'n vuil mond gehad, wat super vuil was, maar man, jy kan voor mense praat. Jy is nie skaam nie, jy het nie 'n saak wat mense sê nie. En ewe skielik bring jy dit voor die Here, en die Here redeem dit, en die Here entrust dit terug aan jou. En hy sê, nou go jy. En as die Here nie altyd gebruik die rod in jou hand, dit wat in jou hand is nie, kyk wat doen die Here volgende. In vers 5. Okay, kom ons gaan na vers 6 toe. And furthermore the Lord said to Moses, now put your hand in your bosom. And he puts his hand in his bosom. And when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. In vers 7. And he said, put your hand in your bosom again. And as he put his hand in his bosom again, and drew it out of his bosom, and behold, it was restored like other flesh. En wat ek gevoel het hiermee, is dat, like, wanneer ons met mense praat, baie keer is that you need to dig deep in yourself. En leprosy in die Bybel praat van uncleanliness. As lepers geloop het, dan mense voor hulle uitgegaan en gesê, unclean, unclean, almal is weg, weg, weg. And sin makes us unclean. En baie keer is we dig into our lives, en wanneer ons met mense praat, we show them what we were like. We were once a leper. En dit is 'n ding wat moeilik is vir mense om te deny. Hierdie Konrad, wat voor julle staan, wat nou die gospel share. Daar was 'n tyd wat ek 'n leenaar was. My ouers het geskei toe ek 9 jaar oud was. Ek was 'n broken boy, gerefuse om te study. Toe sê hulle, dan moet ons jou terughou. En toe is ek so embarrassed dat ek 'n jaar gefaal het. Toe begin ek te jok dat ek 'n jaar gefaal het. En my vriende sê vir my, hey, hoe is jou nuwe graad? Dat ek letterlik my boeke onder my bed ingestoot het. Hulle moet sien, ek is nog in dieselfde graad nie. Ek het so ver agteruit gegaan binne in my, dat hulle het my terug sap A toe gestuur, like graad 1 toe gestuur. Ek moet in standaard 2 wees, graad 4 wees, maar hulle stuur my terug, dat ek in daai klein stoeltjies gaan sit. Dis hoe ver ek agteruit gegaan het. Ek het begin jok. Hierdie rebellie in my hart, hierdie seer in my hart. Ek het begin vloek soos 'n matroos. As ek kom beklei, en ek het allerlei goed en ek het gehaat. I was riddled with sin. En dan in die brokenness, dan bring ek dit uit vir mense, en ek sê vir mense, this is who I was. But then I dig deep again and I say, but this is who I am now. And they see the work of Jesus. So as we share the gospel, we first encounter Jesus in our secret place, en dan gaan ons, miskien, whatever in jou hand is, jy share dit, maar baie keer, you need to share your story. Wat is jou story? And be vulnerable. Ek sit met ouens en ek praat met hulle, praat oor hulle brokenness, en dan sê ek, maar dit was my brokenness ook. Dan sê hulle, maar ek tog, jy's hierdie holy ou. Sê ek, yes, he has made me holy. But I stand because of him. So what's in your hand? And show them. Don't be afraid to show. That's who I was. But look, this is what God has done. Jou testimony. En dan van daar af gaan het, en ek in my mind, dat julle net weet hoe ek dink nou, ek begin nou inkom vir 'n landing. En waar is ons nou? Ons is al vers 7, ek my notes, ek het my goggles hier, maar ek het groot geskryf, ek het my goggles hoef te gebruik, nee. En miskien moet ek so kyk. Miskien moet ek my goggles opsit, nee.
Ja, so ek het groot geskryf hoor. Is my tweede set, nou is wat ek uitgeskryf vir die vorige een kon ek glad nie sien nie. En ek kon hom sien met my brille, toe sê ek like, dis goed genoeg hierdie. En toe ek het afval toe, wow, wag 'n bietjie. Help meneer. En so dis jou testimony, dis wat jy share. Dat ons nie afraid is om ons testimony te share, om vulnerable te wees nie. En in vers 8, maar weet jy wat nee? Dit sê dit, then it will be, if they do not believe you, nor heed the message of the first sign, they may believe the message of the latter sign. Maar die truth is, baie keer gaan mense nie die gospel glo wat jy share nie. And dit is sad, but that mustn't stop us from sharing the gospel. We've got one shot at this. As hierdie treasure in this earthen vessel so great is, why would we keep it to ourselves? Why would we do that? En gaan voor die Here, en as jy nie die gospel geshare het nie, even as ons terugkyk oor 'n jaar, en miskien kyk in jou lewe die laaste jaar, het jy die gospel geshare? Dis ons mission. To take out the gospel, and ek praat nie van hier, because I've arrived, and I've shared the gospel so many times, so, sure, okay, great, this like, ek is off the hook nie, dit is soos in, it's like God has called us, en baie keer dink jy, die members, of die mense in die kerk dink, dis sy job, die elder moet dit doen, hy is jou wat voor mense kan praat, hy is jou wat dit kan doen, hy moet mos kan doen, en baie keer raak dit so sinvol, die mense sê, hy word betaal om dit te doen, hy moet dit doen. En dan dink die ou hier so voor, die pastoor, die elder, wie ook al die leier dink, maar die mense moet dit doen. Because we've got to equip the saints to do the work of the ministry. En dan baie keer is daar checkmate. Niemand move nie. But it's time to move. Ons het 'n message that is like nothing else. Op elke persoon, toe ek deur die strate ry, nou die dag, toe ry na Dries en Kim se huis toe, waar hulle my so lovely spoil. Waar is Dries en Kim? Waar is hulle? 39 jaar wedding anniversary vandag. Well done, julle. Jo. Well done, julle. Jo. Great. En hulle bederf my. My motorfiets staan onder 'n dak. Hulle help my, hulle voer my so nice en help my met allerlei goede wat incredible is, né? En hoe het ek nou daarby uitgekom? Ja, ek help my, ek weet dit. Ek het nou glad nie, hoe het ek nou daarby uitgekom? Maar enige, happy anniversary. ja. En Driving Through the Streets, dankie, amazing. Onthou daai Driving Through the Streets. Okay. Janine, gisterand, your repentance inspired my repentance. Ek is dankbaar vir jou. Thank you for the boldness. Thank you for the tenderness. You put your hand and you showed us. And it was beautiful. Keep doing it. Jy groei. Ek het nou die dag toe was ek net so bietjie dit gaan mooi op die recording, dit gaan beautiful. En ons het net 'n tydjie gehad saam met ander en Janine hulle, en ek sien die werk van die Holy Spirit in haar. Sy soos hierdie tapestry wat die Here net tapestry, and he is showing you to the world for his glory. And keep going. Yes, julle ouens groei mooi. Andre, en ek sê nie hierdie is not putting sugar to the birds, it's not iemand soek ons desperately. Ek dink, share die gospel met hulle. Maar net Andre, en ek sien net die depth net wat die Here jou invat, né? En ek sien net dat, ek sien net soos hierdie footprints, en ek sien net die footprints, jou voet in die footprints, en ek sien net hoe die Here net die footprints enlarge in dit in. En it's beautiful die footprints wat jy in die nasies instap. En it's beautiful net hoe die Here net jou expand in die gift wat hy op jou lewe gesit het. En jou relationship met die Here, ek kan sien it's deepening in die Here. En ek wil encourage you keep going.
Daar's 'n skrif, dit is glad nie my notas hierdie nie. In Rigters 5, as ons dit kan kry in Engels, Judges 5 verse 2. Check wat gebeur met mense wanneer ons sien wat hier voor ons gebeur. Maar onthou van die strate van die water. Ons gaan nou terugkom na hom toe. En ek kom nog in vir 'n landing, julle. Ons kom in vir 'n landing nog. Want ons weet Rian vlieg nou ook terug. Ek kan dit nie glo nie. My incredible vriend, Jesus, ek gaan jou mis, vriend. Want hy het geval met die skooter en so sorry. Vat nie 'n man so laag as hy KTM ry nie. Maar in die case ja, so hy gaan nou weer terug. En ja, in die case so ek weet hy moet 'n vliegtuig ook catch. En allerlei dinge, maar Judges 5 verse 2, and it says hierso, Israel's leaders took charge and the people gladly followed. Praise the Lord. And funny translation said, when the leaders stood up, the people gladly devoted themselves. Is dit nie beautiful nie? Dit gebeur wanneer ons leiers is, leiers rise up. And die plek where you rise is a place from where you fall. Dis jy val op jou knieë voor die Lord en sê, God, I desperately need you. Not so that I could rise, but Lord, I humble myself before you. And if you never lift me up, God, it's okay. But to meet with you is beautiful. So ek ry in die strate van Namibië en dit reën en goed sit dit en ek dink myself op in elke liewe huis praat almal oor die reën. Irrespective. By plekke waar dit nog nie gereën het nie, en ouens moet wrestle in hulle harte, dat die reën val daar, maar nie hier waar ek het so brood nodig het nie. Maar dit is op hulle tonge, en van ons praat van die hele tyd, die reën is op almal se tonge. Oh man, mag die gospel ons so ruin. Man, dat ons meer oor hom praat, meer oor Jesus praat, meer oor die gospel praat, as dat ons praat oor die stuff around us, without becoming weird, en ons kan nie 'n normale conversation together hou nie, maar daar is iets that the gospel ruins us for the world. En dan sê ons weer terug in Exodus 4, en baie keer gebeur dit in vers 9, Exodus 4 vers 9. Dit sê daarso, and it shall be, if they do not believe even these two signs, or listen to your voice, that you shall take water from the river and pour it on dry land, and the water which you take from the river will become blood on the dry land. En toe ek het lees, het my gevoel net soos 'n picture, waar jy die water praat van, dit is die woord, en wat jy het vat, en jy uit die woord uit, waar jy vir mense, is like, find Jesus, hierso in die scriptures, where you can take that and pour out, speak about the blood, the sacrifice of Jesus, talk about what he's done on the cross. Weet, goeie nuus is net goeie nuus, as jy weet wat die slegte nuus is. As jy vir 'n ou wat gesê wat gesond is, hey man, dis lekker om gesond te wees. Ja, dis great. Maar wag tot wanneer jy soos ek in Desember 17, 50 geraak het. En op die oggend van die 19de besluit my 14-jarige seun, pappa, vanoggend is dit stoeityd. En ek is op vakansie. En ek gaan my tweede dag van vakansie. En ek word wakker, ek gaan sit op die bank. Ek wil net wakker word. En my koffietjie geniet. En my 14-jarige kom daarin. En hy het sommer 2 centimeter gegroei oor nag. En hy sien sy pa. En het sê vir hom, stoei my. En ek sit daar. En hy begin so te stamp. Môre pa, hulle pa, lekker pa. Ek sê, Nathan, nie nou nie. Pa word nou wakker. En hy stamp, en ek stamp terug, en later begin het hierdie wrestle, koffie is neer, stoei op die couch, later aan is dit op die vloer, en is besig om te stoei, en ewe skielik, is hy, dis dit wat 50 is, Here, help my, dit voel of elke spier die bo afgeskeer het, en opgeros is 'n sardienblikkie, en die agter gaan sit, en ek kan nie move nie. Ek kan nie loop nie. Ek kan nie asemhaal nie. Ek klink so gekweste buffel. En ek sê, en ek kan nie eet nie. Ek kan nie asem. Ek kan niks doen. Ek kan nie slaap nie. Ek kan nie loop nie. Ek kan niks doen nie. Ek is soos, ek is op vakansie daar by Jeffreys Bay by my ouers. Ek gaan dokter toe. Ek kan nie in die kar inklim, maar die lei moes ry. Ek kom na, dit is so seer. Hy moes my toe inspuiting gee, medikasie en goed soos dit.
En dan gaan ek na die shopping center, dus ek sit in die kar, sit ek so en ek kyk net so, en ek sien hierdie tannies, dan loop hierdie tannies, maar Kiers, tel 'n papiertjie op en dan sê ek, oh, that must be nice. It's like, oh. Tannie, jy moet jou 80 wees, ek is 50, maar ek is oor die muur. My wat ook al. Ja. En dit was 'n sacrifice om 50 te raak. En maar die ding is dat soos ons kom nou weer terug by die woord, dat ons vat die woord en dat ons kan leer om die gospel uit te share, uit te pour, that they'll see the blood and the sacrifice of our King, and that people will come to a conviction. Maar is wat ek gesê het met die bad news is, toe, as jy praat van gesondheid, dan is dit like, oh, cherish dit. Oh, cherish dit. Kyk, kom, ek het geëet, gehardloop, elke afspraak ek filter koffie gedrink, filter koffie, 8 filter koffies 'n dag, 10 filter koffies 'n dag. Dit was soos in die einde van Desember, dus of my vakansie toe gaan ek voor die Here en sê, Here, ek is so sorry. Ek het hierdie body so abuse. Ek is so jammer. Ek het nie my tyd met abuse nie, so kan ek dit vir iets tel? It's like, nee. It's like, this good, but jy moet goeie intention hou, like, look after yourself. En dat is soos, die goeie nuus begin goeie nuus word as jy regtig waar die slegte nuus sien. En die slegte nuus is dat we all have fallen short of the glory of God. We all are like sheep wandered and gone astray. En ons moet terugkom na Jesus toe. Sonder Jesus sal geen hoop vir enige iemand nie. Al is jy hoe goed, al sit jy hoe die banke deur van die kerk, al doen jy wat. But only Jesus saves. En dan, en ons gaan nie dit lees nie, maar van vers 10 tot vers 17 sê Moses vir die Here, Here, ek kan regtig waar jy praat en die Here sê, okay, ek stuur vir jou Aaron. Ek love it dat Jesus stuur uit sy disippels 2 by 2. Miskien is al van die ouens wat nie so sterk is, and speaking of sterk is nie, maar dis intiem, so ons doen dit intiem. Beteken ons moenie praat nie, maar die Here stuur mense om ons te help. Daar's soveel beautiful ways hoe die gospel kan uitgaan. En 'n laaste storieetjie. Ek het hierdie storie gehoor, ek hoop is waar, want dit is 'n incredible story. Daar was hierdie meisietjie gewees, 'n Christen girl. Sy het 'n kwaal opgedoen en hulle het haar hospitaal toe gevat, back in the day. En sy het in die hospitaal gesit en sy was so graag die evangelie verkondig, maar sy kon nie. Maar toe wat sy gedoen het, sy vra toe vir papier en pen, dan skryf sy salvation messages, dan vou sy dit op en sy gooi het by die venster uit van die hospitaal in die straat en elke dag gooi sy net uit en gooi net uit en gooi uit. En een dag stop iemand en tel die papiertjie op en hulle lees hierdie gospel message en hulle kyk van waar af dit gekom het, hulle gaan in en hierdie meisie lei hulle na die Here toe. What is in your hand? Wat is die rod in your hand? And use it. Dit wat jy het, is nie te vergeefs nie. Gebruik dit, want ek en jy gaan eendag voor die Here staan en 'n account moet gee for the rod that is in your hand. Your rod and your staff, it comforts us. Daar's 'n rod in die Here se hand and he gave what was in his hand and he gave his only begotten son and he laid him down to become sin for us. So when he took him up in glory forever, King forever reign. So ons the message to declare and mag die Holy Spirit ons so vul as we meet with him face to face, that as we lay daardie rod voor hom neer and he gives us hope and he purifies what he's given us. And then we go and we show the world his wonders. Want dis wat God gesê het, I will show Egypt my wonders. And may the people see the wonders of Jesus. And my trust is wanneer ons volgende jaar, as die Here nog nie teruggekom het nie, en as die Here se wil is, dat ons weer hier gather, dat ons vra, wie is nie hier, wie het hulle hart in die Here gegee, not for the sake of numbers, but for the sake of his glory. He gave his life. He gave his life.